Nou, ons is besig om oor 'n boek te gesels in die Bybel wat gaan oor die handelinge van die vroeë kerk. En ons trek nou al by hoofstuk 11 en 12, maar ek het toe een ding besef hierdie week, en dis dat die handelinge van die vroeë kerk het nog nooit opgehou nie. Dis nog steeds aan die gang, nê? Solank as wat die kerk bestaan, die kerkera, hierdie wonderlike era waarin ons onsself bevind in God se tydlyn, solank as wat dit bestaan, gaan die handelinge van die kerk voortgaan. Dit gaan nie opbou nie. God red nog steeds mense. Hy genees nog steeds. Hy verlos nog steeds en hy maak vry en hy voorsien. Al die dinge wat ons gesien het gebeur het in die vroeë kerk, gebeur nog steeds vandag nog. En ek en jy het die voorreg om deel te wees van hierdie wonderlike familie van God, die kerk. En God gebruik nog steeds mense soos ek en jy om die evangelie te verkondig, om disippels te wees in hierdie wêreld. En wat doen disippels? Hulle maak disippels, is dit nie so nie? Moet dit nie vergeet nie. Dis een van die mandate wat ek en jy ontvang het as disippels van Jesus Christus. So vandag gaan ons kyk na hoofstuk 11 en 12, en ek gaan nie baie lank tyd spandeer in hoofstuk 11 nie, ek wil eintlik meer fokus op hoofstuk 12. En nadat Petrus die evangelie aan 'n heiden met die naam van Kornelius verkondig het die Joodse Christene gehoor dat, hierdie wonderlike evangelie word nou deur die heidene ook ontvang. Hulle raak nou ook bekeer. En dit was 'n vreemde konsep, want soos ons verlede week gesien het die kerk meestal net uit Joodse Christene bestaan. En hier gaan Petrus en hy verkondig die evangelie aan 'n heiden, en baie Jode het nie daarvan gehou nie, en toe Petrus teruggaan Jerusalem toe, het die kerk hom gekonfronteer, die kerk wat meestal uit Jode bestaan, en sê, maar hoe kan jy meng met die heidene? Jy's 'n Jood, jy mag nie regtig nie. En hy toe aan hulle verduidelik wat presies daar gebeur het, want onthou baie van die Jode het geglo dat die evangelie en Jesus Christus, die Messias, het net gekom vir die Jode. Alleen hulle kan Christene word. En nie die heidene. Die heidene was eintlik bedoel vir die hel. Baie van hulle het dit geglo. Maar die Here het 'n ander plan gehad. En ek dank die Here daarvoor, want omdat die Here die heidene ook insluit, is ek en jy ook ingesluit. Elkeen van ons wat hier is. Want onthou in die Bybel, wanneer daar gepraat word van Jode en heidene is almal wat nie Jode is nie. En dis ons, nê? En ek dank die Here dat ons ook deel is van sy plan, dat ons ook deel kan wees van God se familie. So, hier word Petrus gekonfronteer deur die kerk. Hoe kan jy die evangelie verkondig aan Kornelius, daai heiden, en hy's 'n hoofman, hy's 'n Romeinse soldaat. En Petrus vertel toe vir hulle, ouens, julle sal nie glo wat my gebeur het nie. Ek lê nog in slaap, of ek nie geslaap nie, ek is besig om te bid. En ek wou gaan my middagete eet, en net voor ek afgaan, toe het die Here 'n visioen aan my gewys. Die Bybel sê, Petrus het 'n verrukking of in 'n verrukking gegaan, en hy het 'n gesig gesien van 'n laken wat uit die hemel uithang, en in die laken was daar 'n klomp onrein diere gewees, en God het vir hom gesê, slag en eet. So, Petrus, dit wat ek rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie, en jy mag maar van hierdie diere eet. Hy het basies vir hom gesê, Petrus het nog nie heeltemal dit besef nie, maar die heidene, wat julle beskou as onheilig en onrein, het ek ook geskape, sodat hulle gered kan word en geheilig kan word. Maar die Here wys toe vir Petrus hierdie gesig, en hy vertel dit vir die kerk. En hy sê, julle sal my nou nie glo nie, 'n engel het toe aan Kornelius, 40 myl ver, noord van Joppe, daar in Caesarea, het die Here 'n engel gestuur, en vir Kornelius gesê, Kornelius, nou was 'n heiden gewees, hy was 'n Romein, maar hy het geglo in die God van Israel. Baie godsdienstige man, gelowige man, en 'n engel van die Here het aan hom verskyn en gesê, gaan haal vir Petrus, want Petrus gaan vir jou presies sê wat jy moet doen.
Nou Petrus vertel hierdie dinge nou vir die kerk en hy laat toe vir Petrus gaan haal en toe kom Petrus by Kornelius se huis aan, hy word ontvang en hy verkondig die evangelie toe aan Kornelius. En die Here het ook vir Petrus gesê, voor hy nog gegaan het, jy moet saam met hierdie manne gaan. Ek wil hê dat jy moet na Kornelius se huis toe gaan en die evangelie aan hulle verkondig. En terwyl hy met hulle praat en die goeie nuus deel, sê die woord, het die Heilige Gees oor Kornelius en sy hele huishouding gekom. Almal van hulle. En bonatuurlik het hulle ook, soos op die dag van Pinkster, in tale begin praat. Dit was 'n manifestasie van die Heilige Gees wat oor hulle gekom het. En toe dit gebeur, toe besef Petrus, maar my hemel, die evangelie is nie net vir die Jode nie, dis vir die heidene ook. Hier is die bewys. En hierdie ouens het hom so geluister en besef toe, maar hierdie ou het 'n punt beet. Petrus, lyk vir my, die evangelie is nie net vir die Jode nie, maar vir die heidene ook. Ek lees gou vir julle daar Handelinge 11 vers 17. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het, soos aan ons, wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan, dat ek God kon verhinder? En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê, so het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Nou in die tussentyd, ons beweeg verder aan daar in hoofstuk 11, in die tussentyd het daar toe 'n kerk in Antiochië ontstaan. En die kerk het mooi gegroei, en toe besluit die gemeente in Jerusalem, goed, ons stuur vir Barnabas na hierdie kerk in Antiochië, om te gaan help daar. Barnabas was ook deel van die kerk, 'n leierfiguur en 'n man van God gewees. Die Here het hom kragtig gebruik. En hulle stuur toe vir Barnabas na hierdie kerk. En die Here het kragtig gewerk in Antiochië. Baie gelowiges het tot inkeer gekom en toe die kerk te groot begin raak, toe besluit Barnabas, hy gaan vir Paulus haal. Op daai stadium was Paulus se naam nog Saulus gewees en hy het in Tarsus gewoon. Die Here was nog besig om hom voor te berei vir sy bediening. Maar Barnabas besluit, ek het Saulus of Paulus se hulp nodig. En hy gaan toe na Tarsus toe, hy gaan haal vir Paulus, om hom te kom help in die gemeente. Handelinge 11 vers 25. Toe vertrek Barnabas na Tarsus, om Saulus te soek. En toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië gebring. En hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee. En die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Interessant, die woord Christene is 'n titel wat die heidene vir die gelowiges gegee het. Hulle het hulle self nie dit genoem nie, maar seker maar omdat die gelowiges gesê het, ons is volgelinge van Christus, Jesus Christus. Toe begin die mense hulle Christene te noem, vir interessantheid. Maar hierdie jaar wat Saulus of Paulus saam met Barnabas in die gemeente in Antiochië gewerk het, was die laaste deel van sy opleiding. Van daar af was Paulus en Barnabas uitgestuur om nog verder te gaan bedien en die koninkryk van God uit te brei. Kom ons gaan verder nou en ons kyk na hoofstuk 12. En ek wil 'n hele paar verse vir julle lees, want hier het iets interessants gebeur. Handelinge 12 vers 1. En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente en om hulle kwaad aan te doen. Met ander woorde, hy het begin om die Christene te vervolg. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. Hy het hom onthoof. En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, toe hy sien die Jode, dis nou die nie-Christen Jode, dit dra hulle goedkeuring weg, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dae van die ongesuurde brode. En toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate, om hom te bewaak, met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. So, hy wil hom voor die volk bring en sy plan was om Petrus ook dood te maak. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettinge geboei, en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. En met een staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis.
Toe slaan hy Petrus op sy sy, maak hom wakker en sê, staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval. Hey, word wakker ou. En die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan. En hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg. En hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het, werklikheid was nie. Maar hy het gemeen dat dit 'n gesig was. Petrus het dink, nee, hierdie kan nie waar wees nie. Dis net 'n gesig, ek droom dalk. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die uisterpoort wat na die stad lei, en dit het van self vir hulle oopgegaan, en hulle het buitekant gekom, en een straat ver gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik, dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes, en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. Wonderlik, nee. Sluit die oë van daai wagte, hulle weet nie eers nie. Hier lei die engel van die Here vir Petrus uit die tronk uit en hy verlos hom. Daar het 'n geweldige vervolging ontstaan teen die Christene in Jerusalem. Die Jode het hulle vervolg, die nie-Christen Jode, want hulle het nie geglo Jesus is die Messias nie, geglo dis 'n sekte wat ontstaan het, as ook die Romeine. Die Romeine het hulle geweldig vervolg, want hulle het gedink, ons moet hierdie ouens keer. Hulle verkondig 'n ander koning. Ons koning of ons God is Caesar, en hier kom hulle en hulle sê, Jesus is die koning. Nou breek daar 'n opstand uit, of 'n revolusie, en die Christene was geweldig vervolg. En twee van Jesus se oorspronklike disippels was eerste geteken, Petrus en Jakobus. Petrus en Jakobus. Nou, wie was hierdie twee manne? Ons kyk gou, wie was Jakobus? Jakobus was Johannes se broer. Hy was ook een van die disippels wie Jesus oorspronklik gekies het. Jakobus en Johannes, daai twee broers het Jesus reg in die begin geroep om deel te wees van sy disippels. Nou, dit is nie dieselfde Jakobus wat die boek Jakobus geskryf het nie, né? Daardie Jakobus was Jesus se halfboetie gewees. En hy het ook 'n interessantheid, Jesus se boetie het ook nie van die begin af geglo dat Jesus die Messias was nie. Maar toe hy die kruisiging sien met die opstanding, het hy besef, Jesus, my halfboetie, is regtig die Messias, die seun van God. En dit het hom geïnspireer om 'n leier te word in die kerk en ook die boek Jakobus te skryf. Maar goed, die Jakobus nou wat in Handelinge van gepraat word, nie Jesus se halfboetie nie, dis nou die ander Jakobus, Johannes se boetie, daai twee broers, sy vader was Zebedeus, hulle was deel van Jesus se disippels, en Jesus het hierdie twee broers geroep, reg in die begin, en toe hy hulle geroep het, was hulle twee vissermanne, eenvoudige vissermanne gewees, wat hulle bestaan gemaak het daar langs die see van Galilea, waar hulle vis gevang het. Toe het Jesus op 'n dag gekom en gesê, ek roep julle om deel te wees van my span, van die 12 disippels. Ons lees in Markus 3 vers 17, waar Jesus hierdie twee broers ook 'n bynaam gegee het. Wees gereed, hier kom dit, seuns van die donder. Gelees jou Bybel, dit was hulle bynaam. Hulle was kort van draad, gereed vir aksie met elke geleentheid, hierdie twee broers, Jakobus en Johannes. Ek weet, een keer het Jesus saam met sy disippels deur Samaria getrek, of gereis, en hulle het verblyf nodig gehad vir die aand, en toe wou die Samaritane nie vir hulle verblyf gee nie. Kyk, die Jode en die Samaritane het nie goed oor die weg gekom nie. Toe sê Johannes en Jakobus vir Jesus, Jesus, dink u nie ons moet vuur uit die hemel afroep om hierdie ouens te verteer nie? Toe sê Jesus, manne, ontspan. Ek het nie gekom om mense te laat braai of verteer nie. Ek het gekom om te red. Nou Johannes, dis nou Jakobus se boetie, word nie genoem in Handelinge nie, maar hierdie is ook die Johannes wat later die Openbaring ontvang het vir die laaste boek in die Bybel. Hy het die boek Openbaring geskryf. Nou hieronder
in hoofstuk 12 word daar nie van hierdie Johannes gepraat nie, daar word net van Jakobus gepraat. En ons sien dat Jakobus 'n tragiese dood, hy het 'n tragiese dood gesterf, hy was onthoof onder bevel van koning Herodes. Ons lees ook van Petrus. Petrus ken ons baie goed. Hy was ook spesifiek gekies om deel te wees van Jesus se disippels. Daar word die meeste van Petrus gepraat of geskryf as van al die ander disippels. Meer van hom as enige van die ander disippels. Al die dinge wat hy gesê en gedoen het. Petrus was ook die een wat 1 Petrus en 2 Petrus geskryf het. Hy was meer bekend as Jakobus, want Jakobus het ook nie een van die boeke geskryf nie. Maar Petrus was deel van die binnekring. Maar Petrus was baie impulsief. Hy was baie manhaftig en avontuurlustig, maar sy impulsiwiteit het hom baie maal in die moeilikheid gekry. Ek weet, hy het een keer reguit vir Jesus aangevat. Toe Jesus vir sy disippels sê, ek gaan Jerusalem toe, ek gaan gevang word en doodgemaak word. Toe sê Petrus, ek sal dit nie toelaat nie. Dit gaan nie gebeur nie. Julle ken die deel, toe sê Jesus vir hom, gaan weg agter my Satan. Hy het hom bestraf. Jy bedink die dinge van God nie, jy bedink die dinge van mense. En dit was Petrus ook, wat voor al die disippels gesê het, ek sal Jesus nooit verloon nie. Jesus die ander sal, maar ek sal dit nie doen nie. En toe sê Jesus vir hom, voor die haan vanaand kraai, gaan jy my 3 maal verloon. Dis nou ou Petrus, impulsief. Hy het eers geskiet en dan het hy gemik, nê. Baie maklik gepraat en altyd reg vir aksie. Maar hy was ook baie manhaftig gewees. Ek weet, hy was die een wat bereid was om in die storm uit die boot te klim en na Jesus toe te loop, nê. Hy het nie ver gevorder nie, maar ten minste was hy bereid om dit te doen en uit die boot te klim. En dit is so mooi, nadat Jesus Petrus ook restoreer het. Onthou, Petrus het Jesus toe nou 3 maal verloon, maar na dit het Jesus aan hom verskyn en hy het Petrus restoreer. Was hy die een wat op Pinksterdag opgestaan het en die heel eerste evangelieboodskap verkondig het, waar 3000 mense tot inkeer gekom het. En toe besef ek net, God het nie 'n volmaakte persoon nodig om te gebruik nie. Hy het net 'n gewillige persoon nodig. God gebruik elkeen van ons. Hy verwag nie van jou om volmaak te wees voor hy jou gebruik nie. So Petrus, Johannes en Jakobus was nader aan Jesus as enige van die ander disippels. Hulle was deel van die binnekring. Jesus het hulle soms alleen saamgeneem wanneer hy vir mense gaan bid het. Ek dink byvoorbeeld aan Jairus se dogtertjie. Onthou julle, Jesus het almal uitgejaag, maar Petrus, Johannes en Jakobus het gebly by hom terwyl hy gebid het vir die dogtertjie. Hulle was die enigste 3 wat saam was op die berg van verheerliking. Onthou julle? Toe Moses en Elia ook verskyn het daar. Dis toe Petrus gesê het, ag, kan ons nie maar die tente hier opslaan en net hier bly nie. Jesus het net daai 3 saamgeneem. Hulle was deel van Jesus se binnekring. So, die 2 disippels wat van gepraat word hier in Handelinge 12, Petrus en Jakobus, het 'n baie nou verhouding met Jesus gehad. En hierdie 2 manne was uitverkoop aan Jesus. Uitverkoop aan Jesus en die evangelie. Ouens, hulle was bereid om met hulle lewens te betaal ter wille van die koninkryk. Hulle was bereid om hulle lewens af te lê vir Jesus. Petrus en Jakobus, ouens, hulle was albei gearresteer. Herodes het gesê, arresteer daai manne, hulle was in die tronk gegooi. Jakobus was onthoof. So Jakobus was die eerste disipel van Jesus wat as 'n martelaar gesterf het. Stefanus was die eerste martelaar, maar Jakobus was die eerste van Jesus se disipels wat gesterf het as martelaar. Petrus was nie doodgemaak nie, hy was bevry. Hy was uit die tronk uit bevry deur 'n engel. God het 'n engel gestuur en het hom uit die tronk gebreek. En toe ek hierdie stuk lees, toe dink ek maar, dit wat hier gebeur met Jakobus en Petrus, konfronteer ons nogal 'n bietjie met 'n teologiese dilemma. Die vraag mag ontstaan, hoekom sal die Here
toelaat dat Jakobus onthou word en Petrus word bevry? Is dit nie onregverdig nie? Ek weet, meeste van ons kan identifiseer met dit op 'n sekere manier. Want ek dink almal van julle sal saam met my stem dat die lewe nie altyd regverdig is nie, nee. Soms gebeur daar slegte goed met goeie mense. Dinge wat onregverdig is. Hoekom doen God iets vir die een persoon, maar nie vir die ander persoon nie? Die een persoon word genees en die ander sterf. Hoekom gebeur daar sulke dinge? En dit is veral moeilik wanneer dit naby aan ons gebeur. As dit met iemand ver gebeur van ons, van jou kringe, van jou binnekring, dan is dit makliker, maar wanneer dit naby gebeur, jy weet, dan veroorsaak dit dat ons soms vra en twyfel hieroor, en is menslik, dit gebeur. Daar's nie 'n maklike antwoord vir hierdie vraag nie, maar kom ons gaan kyk bietjie na die woord so vinnig. En ek wil 'n paar punte maak, en die eerste een is, ek dink julle ken hierdie vers so baie goed, julle het al baie gelees, en dit is God se weë en gedagtes is baie hoër as ons weë en gedagtes. Is dit nie so nie? Jesaja 55 vers 8 en 9. Ouens, ons gaan nie altyd alles verstaan nie. Eers wanneer ons by God is in die hemel, gaan alles vir ons sin maak en gaan ons verstaan. Nou hierdie is nie 'n verskoning nie, soos die Engelsman sê 'n cop-out nie. Daar is sekere dinge in die lewe, ouens, wat ons nie gaan verstaan nie. Ons gaan dit nie nou verstaan nie. En moenie dit probeer uitwerk nie. Dit gaan jou baie moedeloos maak en jy gaan baie negatief word deur dit. Berus by God se besluit. Partykeer maak God 'n besluit wat jy nie verstaan nie. En die beste vir jou wat jy nou kan doen in jou situasie is te sê, Here, ek aanvaar wat U besluit het, want U weet die beste. Ek het hierdie situasie vir U gegee en my vertroue in U geplaas. En ek het nie noodwendig die uitkoms gekry wat ek graag wou gehad het nie. En ek verstaan dit nie, maar Here, ek aanvaar U besluit. Want op die ou einde weet ek dat wat U ook al besluit is die beste. Want God is regverdig. Hy's 'n almagtige God. En jy mag teleurgesteld wees. Jy mag soms kwaad wees en frustreerd wees oor die uitkoms wat nie iets is wat jy wou gehad het nie. Dis menslik. Ouens, gaan lees bietjie Psalms. Jy weet, dis daarom 'n boek van rou emosies, nê. Dawid het sy hart gedeel met die Here en hy was soms ongelukkig en hy het sy gevoelens op 'n manier uitgedruk wat ons dink, joh, Dawid, jy klink nou 'n bietjie negatief, hoor. Maar hy het met God gesels oor hierdie dinge en hy het sy hart baie keer voor God uitgestort en God weet dat ons nie altyd alles verstaan nie. Dis 'n menslike ding en God het heeltemal begrip daarvoor. Maar ek weet op die ou einde is dit die beste. En wanneer God ons wil laat verstaan, sal hy ons laat verstaan. En wanneer hy besluit die tyd is reg dat hierdie goed begin sin maak, dan sal dit gebeur. Al wat ons hoef te doen is sê, Here, ek gee dit vir U. Ek gee dit vir U, want U is groot, U is God, U is soewerein en U weet die beste. Jy sien, ouens, ek dink ons intellektuele vermoëns is beperk. Ek dink nie so nie, ek weet dit, as ons dit vergelyk met God se. God het geen beperkings nie. Iemand het eendag gesê, as God klein genoeg is vir my om uit te werk, is hy nie groot genoeg vir my om te aanbid nie. Daar is sekere goed wat net gereserveer is vir God om te weet. Deuteronomium 29:29, die verborgde dinge is vir die Here ons God. Maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid om te doen al die woorde van hierdie wet. Daar is sekere goed wat God aan ons bekend gemaak het. Lees die woord, dis alles daar, maar daar is al onbekende dele, dinge wat ons nie altyd verstaan nie, wat verborge is vir ons, wat net God weet. En ouens, aanvaar dit so. Dit is nou maar nie so. Partykeer verstaan ons nie altyd nie. Die tweede gedagte wat ek met julle moet deel is, God is goed. Sê gou vir die ou langs jou, God is goed. Sê vir die ou, God is altyd goed. Glo julle dit? God dra altyd jou beste belange op die hart.
Psalm 100 vers 5, ou Dawid, wat soms geworstel het met dinge. Luister gou wat skryf hy, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. As die uitkoms van jou probleem nie dit is wat jy wou gehad het nie, is die duiwel die eerste ene wat kom en jou tuister met vrae soos, is God nie veronderstel om 'n goeie God te wees nie? Wie het dit al gedink? Ek het al, ek sê eerlik met julle. Hy kom en hy sê, as God dan so goed is vir jou, hoekom het hy dit toegelaat? Die vyand is lustig en hy wag net vir situasies soos daai, want hy wil hê jy moet twyfel. Dis een van die oudste leuns in die Bybel. Ek meen, reg in die begin met Adam en Eva, het die slang vir haar gesê, maar God wil eintlik iets van jou weerhou, om dit nou in soveel woorde uit te druk. Hy wil nie hê jy moet tussen goed en kwaad onderskei nie, en hy wil nie jy moet weet wat hy weet nie. So hy weerhou dinge van jou, hy's nie 'n goeie God nie. Eet van hierdie vrug, dan gaan jy weet, alles weet. 'n Leuen van die vyand af. Ouens, jou slegte omstandighede verander nie God se natuur nie. God bly altyd goed. 'n Goeie vader is altyd intentioneel besig om sy kinders op te voed, om hulle te begelei. God is altyd intentioneel besig, ons hemelse Vader, om deur sy gees jou te verander en in jou lewe te werk, want hy lei jou na geestelike volwassenheid. En hy gebruik soms moeilike situasies om aan jou te skaaf. Want dis alleen wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer ons karakters verander word, nê? Wanneer daar transformasie gebeur in ons lewens. Dit is nie altyd maklik nie. Ek meen, die goeie Vader gebruik baie maal situasies om sy kinders te dissiplineer. Die goeie Vader sê soms nee vir sy kinders. Hy doen dinge wat die kinders nie van hou nie en nie verstaan nie, maar hy weet, dit is eintlik goed vir die kinders. Ek weet, toe Philip klein was, het hy nie daarvan gehou, as hy nou lekker buite gespeel het, en ons vir hom gesê het, kom nou in, jy moet gaan stort nie. Hy het niks daarvan gehou nie. En hy kon nie verstaan, maar hoekom kan ek nie nog buite speel, en hoekom moet ek nou gaan stort? Hoekom is dit nodig? As kind het hy dit nie heeltemal verstaan nie, hoekom moet hy dit nou doen nie, maar as ouer, het ek geweet, dis die regte ding. Daar is sekere situasies, julle almal wat kinders het, julle sal saam met my stem, wat jou kind nee moet hoor, en jy weet, al verduidelik jy dit hoe goed ook al, hulle gaan nie nou verstaan nie. Maar die antwoord is nee. Later in die lewe gaan hulle presies verstaan hoekom jy nee gesê het. En ek dink baie maal is God in ons lewens ook besig op so 'n manier. As dinge wat gebeur, ons kry 'n nee antwoord en ons verstaan dit nie. Maar ek waarborg jou vandag, ons dien 'n God wat goed is, 'n liefdevolle Vader wat intentioneel besig is om in jou lewe te werk. Hy het 'n plan, hy het jou nie vergeet nie. Hy is besig om in jou lewe te werk. Hy is met jou en saam met jou. Deur die moeilike tye. So God is goed. Die derde punt is, God se genade is genoeg vir ons. Dank die Here daarvoor. Sy genade is vir ons genoeg. Hy versterk ons in ons swakhede. Ons almal weet dat Paulus gepraat het van 'n doring in die vlees. Iets wat hom getuister het. Hy sê reguit, en Satan het agter dit gesit. En hy sê, ek het die Here 3 maal gevra om dit weg te vat, maar God het gesê nee. En hy het geworstel met hierdie ding. Dit was nie maklik vir hom nie, ons weet nie wat dit was nie. Niemand weet regtig presies wat hierdie doring in die vlees was nie. Maar ek weet, dit het ongerief in sy lewe veroorsaak. En die Here het besluit, nee, ek gaan dit nie wegvat nie. En op die ou einde het Paulus tot die slotsom gekom, luister gou hier, 2 Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê, God het vir Paulus die volgende gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Ek is met jou, Paulus. Ek is saam met jou. My genade is vir jou genoeg. Daarom het ek 'n behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Is dit nie mooi nie?
Met ander woorde, wat hy eintlik hier sê, Here, okay, ek verstaan nou, en ek besef, U gaan nie hierdie ding vir my wegneem nie, maar Here, help my. Help my om dit te kan hanteer. Gee my die genade krag om dit deur te staan. Wees met my, wees saam met my. Nou, daarmee sê ek nie, dat God se wil is, dat jy altyd moeilike omstandighede moet hê in jou lewe, nie? Nee, ek sê nie dit nie. Maar ek dink julle almal sal met my saamstem, dat baie keer bevind ons onsself in moeilike omstandighede, en baie keer gebruik God dit om in ons lewens te werk. En as jy deur moeilike omstandighede gaan, is dit nie altyd te sê dat jy uit God se wil uit is nie, of dat daar 'n oop deur is nie. Dit kan wees, ek weet dat om buite God se wil te wees, kan soms veroorsaak dat slegte dinge met ons gebeur. Dit kan wees. Partykeer maak ons 'n deur vir die vyand oop, en hy kan dit gebruik om ons aan te val, en die lewe vir ons moeilik te maak. Maar soms, omdat ons in hierdie wêreld is, 'n sondige wêreld, word die gevolge van sonde, of word ons beïnvloed deur die gevolge van sonde, goeie en slegte mense. Hier's Paulus, 'n kragtige man van God, hy's besig om vir die Here te werk. Hy's uitverkoop aan die evangelie aan Jesus. Ek dink nie hy was uit God se wil uit gewees nie. Ek dink nie hy het te min geloof gehad nie, maar hy het hierdie doring in die vlees gehad. Maar die punt was nie, vir Paulus was dit nie die belangrikste om uiterlik gemak en gerief te hê nie. Vir hom was die belangrikste dat die evangelie van God verkondig word, en dat sy geestelike lewe reg is met God. Dat sy innerlike mens, sy geesmens op die regte plek is, en dat hy die wil van die Vader doen. Dit was sy fokus. En die Here se genade is vir ons genoeg. My laaste punt, God se geregtigheid is volmaak. God gaan alles op die ou en uitsorteer. Het party van julle al gevoel, ek probeer so hard om die regte ding te doen, 'n mooi lewe te leef. Kyk daai Filistyn, kyk hoe geseënd is hy. Hy mislei elke ou, hy skelm, en dit lyk of dit net goed gaan met hom. Ek wil vandag vir jou sê, God gaan op die ou einde almal regverdig oordeel. Boosheid gaan op die ou einde geoordeel word. Mense gaan op die ou einde veroordeel word. Mense wat ongeregtigheid en boosheid aanvang en so funksioneer in die lewe, God sien dit raak, en as hulle nie nou geoordeel word in hierdie tyd nie, gaan hulle op 'n stadium in die hemel, gaan hulle voor God staan, en hy gaan as 'n regverdige regter optree, en hulle gaan geoordeel word. Ek dink Jakobus en sy familie kon ook gedink het, hoekom is Petrus deur 'n engel uitgelei en nie Jakobus nie? Hulle is net mense, hulle kon dalk gedink het, Here, maar is dit nie onregverdig nie? Hulle het seker, onthou net ouens, God is regverdig. En hoe God bepaal dat sekere dinge gebeur in die lewe, verstaan ons nie altyd nie. En hy gaan regverdig oordeel. Die oorsaak van Jakobus en Petrus se pyn en lyding, as ons mooi daaraan dink, was eintlik Herodes gewees. Dit is onder sy bevel dat hulle gearresteer was, en dat Jakobus onthoof was. Nou hierdie Herodes die Grote se kleinseun. Herodes die Grote was die koning wat regeer het gedurende Jesus se tyd, toe hy 'n babietjie was. Hy was die een wat die bevel gegee het dat alle seentjies onder die ouderdom van 2 jaar doodgemaak moet word in die Bethlehemstreek. En hierdie Herodes wat regeer het gedurende Jakobus en Petrus se tyd, was die ene, of wat hulle laat arresteer het, was sy kleinseun. En hy was net so bloeddorstig soos sy oupa gewees. En ek wil amper sê, hy was 'n tipe van Satan in die onregverdigheid van hierdie wêreld en die boosheid van hierdie wêreld, wat soms ons lewens affekteer. Maar kyk gou, hoe het God afgereken met koning Herodes. Handelinge 12 vers 21. En op 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegespreek. Daarop het die volk hom toegeroep: 'n stem van 'n God en nie van 'n mens nie.
En onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie, en hy is deur wurms verteer. Dit moes seker verskriklik gelyk het, nie? Dadelik het God hom geoordeel. Maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Hier is weer 'n insident wat Lukas gevoel het. Hy moet dit neerskryf, want as gevolg van dit wat gebeur het die evangelie op 'n wonderlike manier uitgebrei. Die mense het dit gesien en gepraat van dit. Joh, hierdie God van Israel, en hierdie Jesus, wie sy seun is, hierdie God lewe. Hy's waaragtig God. Hulle oë het oopgegaan. So onthou julle Ananias en Safira? Dit het ook veroorsaak dat die evangelie verkondig word en meer mense Jesus aangeneem het. God het dit gebruik en die kerk het gegroei. So God het gekom, hy het Jakobus en Petrus gered en hy het Herodes geoordeel. Nou, hoe het hy Jakobus gered? Want Jakobus het afslag gekry, as ek dit so kan stel. Omdat Jakobus is die held toe, hy is hemel toe. Kom ons vergelyk gou die hemel met die aarde. Waar dink julle is die beste plek om te wees? Die hemel. Petrus het nog baie lyding en marteling deurgegaan. Jakobus het niks van daai goed mee gehad in sy lewe nie. Hy was by 'n baie beter plek gewees ook. En partykeer is dit nodig dat ons net bietjie na die groter prentjie ook kyk, né? Die dood is nie meer ons vyand nie. Dis 'n verhoging. Ons kry promosie. Jy beweeg oor van jou aardse bestaan na hemelse bestaan, en ouens, jou hemelse bestaan is baie beter as jou aardse bestaan. So God het Jakobus ook op 'n sekere manier gered. En Petrus was uitgelê en Herodes was geoordeel. Op die ou einde gaan God oordeel. En almal gaan dit sien. En die mense het daar besef wie God is en dat Jesus die enigste weg is. En ek wil jou vandag bemoedig. Ek wil hê dit moet 'n negatiewe boodskap wees nie. Ons het so bietjie teologies geraak en dis moeilike dinge wat 'n werklikheid is in die lewe waarom ons baie keer gekonfronteer word. En daar's nie 'n maklike antwoord vir dit nie, maar dis hoe die lewe soms is. En ons moet verstaan dat God is goed en al gaan jy deur moeilike tye, jy's nie alleen nie. God is met jou. Jy kan dit verseker vandag weet. Deur die moeilike tye wat die disippels gegaan het, die apostels, die vervolging vir al Paulus, het hy besef, God se genade is goed, en hy het nooit sy rug op God gedraai nie. Hy het nooit sy rug op God gedraai nie. Luister gou wat skryf hy in 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Hier is kragtige woorde. Ek het al soveel ouer mense teëgekom wat in hulle ou dag negatief geraak het teenoor Christendom. Hulle rug gedraai het op hulle geloof, op God. En is maklik om te oordeel, maar ouens, die lewe kan soms moeilik raak. Daar gebeur soms moeilike dinge en mense wat deur teleurstellings in die lewe gaan, ek het begrip en verstaan as hulle dalk besluit ek wil nie meer die Here dien nie, is nie reg nie. En mag dit nooit met ons gebeur nie, mag ons selfs in ons ou dag, soos Paulus sê, ek, ten spyte van dit wat ek deurgegaan het in die lewe, ek het die geloof behou, tot aan die einde toe. Ek het die goeie stryd gestry. 'n Stryd is nie maklik nie, maar hy noem dit sommer 'n goeie stryd. Ek het die wedloop volëindig. So, ek wil hierdie in Engels sê, I found a cause much bigger than me, and I'm willing to die for it. I'm willing to die for it. Ek is bereid om my lewe af te lê vir Jesus Christus. En ons word nie soos hulle, soos die disippels, ons lewens word nie bedreig nie. Maar elke dag in ons lewens word ons gekonfronteer met situasies waar ons lewe of dood kan kies, nê. Partykeer is die lewe wat ons kies nie altyd lekker nie, nê. Jy kry sig so bietjie van jouself elke dag, wanneer jy iets kies wat nie lekker is vir jou nie, maar jy kies om God se wil te doen. En op so 'n manier is ons besig, ouens, om hierdie pad te stap. We have found a good cause, and it's much bigger than us and our lives.
So kom ons hou vas aan die Here. Al gaan jy dalk nou deur 'n moeilike tyd, weet dit, God het jou gebed gehoor. Hy het gehoor hoe jy jou vertroue en geloof in hom plaas, en sy genade is vir jou genoeg. Vertrou hom met die uitkoms ook. Ek het een keer iets wonderliks gehoor, en dit was op Robert se ma se begrafnis. Sy pa het 'n paar woorde gesê, dit het my so getref, ek sal dit seker nooit vergeet nie. En ek kan nie presies die woorde onthou nie, maar dit het daarop neergekom. In sy worsteling, toe hy die Here vertrou het vir sy vrou se genesing, en almal het gebid, en almal het hom bemoedig, en hy het ook gebid en die Here vertrou, toe die Here eendag vir hom gesê, dis beter vir jou, om op die een te vertrou wat die uitkoms bring, as om jou vertroue net op die uitkoms te plaas. Is dit nie mooi nie? Jy sien, as jy jou vertroue op die een plaas wat die uitkoms bring, dan gaan jou geloof gaan jy nie jou geloof verloor, en gaan jy nie val, wanneer die uitkoms nie is wat jy wou gehad het nie. Maar as jy vertroue net op die uitkoms plaas, en nie op die een van die uitkoms nie, as die uitkoms nie is wat jy graag wil hê nie, gaan dit vir jou moeilik wees. Maar as jy jou geloof in die een plaas wat vir jou die uitkoms bring, dan sê Here, ek aanvaar dit so. Ek verstaan dit nie nou nie, maar ek weet eendag gaan ek verstaan. En ek gaan aanhou glo nie, en ek sal aanhou bely, en dit uitpasyn dat God is goed. Hy is 'n groot en almagtige God. Ek onthou die eendag, toe Michelle, julle almal weet wie is Michelle, die sendlinge in Oekraïne, toe haar man sterf, hy het gedurende COVID-tyd gesterf, baie tragies, ewe skielik, het dit net so gebeur, so, hy het nie 'n lang siekbed gehad nie, julle, net so, het hy gesterf in COVID se tyd, en by die begrafnis, daar by die graf, julle kan nou dink hoe hartseer dit was, vir die kinders en vir haar. Ons almal staan daar, en ewe skielik, het sy net hardop 'n dankgebed tot die Here uitgeroep, in God geloof en geprys. Sê, Here, ten spyte van my omstandighede, sal ek nog steeds U dien, en U naam aanroep, en U loof, Here, want U is 'n goeie God. Dit is geloof, dis ware geloof. Saterdag mesig in Abednego, Daniel se vriende, en ek gaan nou heeltemal klaarmaak, toe hulle voor die koning staan, en hulle vir hulle sê, julle gaan in hierdie oond gegooi word, as julle nie voor die koning buig nie. Toe sê hulle, ons dien net een God, en ons gaan nie voor U buig nie, ons dien net, ons sal net buig voor ons God en hom aanbid. En ons weet, hy gaan ons verlos. Maar toe sê hulle iets wat baie kragtig is, toe sê hulle, en al verlos hy ons nie, sal ons hom nog steeds dien. God se uitkoms in jou situasie is altyd die beste. Vertrou hom net. Vertrou hom net. Plaas jou geloof in God. Amen. Loof die Here. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U, Here, dat U 'n God is wat liefdevol is. Dat U omgee vir ons. Dat U die beste belange, ons beste belange op U hart dra, Here. Dat U 'n pad saam met ons stap. Dat U Heilige Gees, Here, elke dag met ons is. Ons versterk, ons bemoedig, ons begelei. Oral waar ons gaan, is die Gees met ons. Ek dank U, Vader, dat U vandag ook mense versterk wat deur 'n moeilike tyd gaan. Dat U, Here, dat hulle net sal besef, in hulle storm is U met hulle. U is besig om hulle te begelei. U genade is vir hulle genoeg om deur hierdie tyd te kom. Versterk hulle vandag. Gee hulle nuwe hoop, Here, in Jesus naam. En ek weet, Here, U is 'n God, Here, wat ons meer as oorwinnaars gemaak het. Dankie, Here, U is goed. Goedheid en guns sal ons volg. U goedertierenheid is tot in ewigheid, Here. En ek dank U, Here, dat alles vir ons sal uitwerk, omdat ons lief is vir U. Al lyk dit nie nou so nie, weet ons, U is besig om te werk agter die skerms. En op die ou en gaan dinge reg uitwerk. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen, amen. Loof die Here.